Ek groet julle vandag, geliefdes. Kom ons luister na 2 Korintiërs hoofstuk 12. Om te roem het wel geen sin nie, maar terwyl dit dan nou moet, kom ek by gesigte en openbarings wat die Here gegee het. Ek ken 'n man wat aan Christus behoort. 14 jaar gelede is hy weggeruk tot in die 3de hemel. Of dit met die liggaam was, of sonder die liggaam, weet ek nie, net God weet dit. Ek weet ook dat hierdie man weggeruk is na die paradys toe. Of dit met die liggaam was, of sonder die liggaam, weet ek nie, net God weet dit. Daar het hy woorde gehoor, wat 'n mens nie kan of mag uitspreek nie. Oor hierdie man sal ek roem, maar nie oor myself nie, behalwe oor my swakhede. Al sou ek wil roem, sal ek tog nie dwaas wees nie, omdat ek die waarheid sal praat. Maar ek weerhou my daarvan, omdat ek nie wil hê dat iemand aan my meer moet toeskryf, as wat hy my sien doen of my hoor sê nie. Selfs nie vanweë die verhewenheid van die openbarings nie. Daarom, sodat ek nie hoogmoedig sou wees nie, is daar vir my 'n doring in die vlees gegee, 'n boodskapper van Satan, om my met vuiste te slaan. 3 maal het ek die Here gebid, dat dit vir my al weggeneem moet word. Sy antwoord was, my genade is vir jou genoeg. My krag kom juis tot volle werking, wanneer jy swak is. Daarom sal ek baie liewer oor my swakhede roem, sodat die krag van Christus my beskutting kan wees. Daarom is ek bly oor swakhede, beledigings, ontberings, vervolging en moeilikhede ter wille van Christus, want as ek swak is ek sterk. Ek het nou soos 'n dwaas opgetree, julle het my daartoe verplig. Eintlik is dit julle wat in my guns moes gepraat het, want al is ek niks, staan ek niks agter by daardie danige apostels nie. Die dinge wat 'n apostel kenmerk, het ek met groot geduld by julle verrig, tekens en wonders en kragtige dade. Waarin is julle swakker behandel as die ander gemeentes, behalwe dat ek persoonlik nie vir julle tot 'n geldelike las was nie? Vergewe my hierdie onreg. Dit is nou die 3de keer dat ek gereed is om na julle toe te kom. En ek sal nie vir julle 'n las wees nie, ek soek nie julle geld nie, maar vir julle. Dit is immers nie die kinders wat vir die ouers sorg nie, maar die ouers vir die kinders. Ek sou graag alles wil gee vir julle lewe, ja, ook myself. As ek julle soveel meer lief het, as wat die ander julle het julle my dan minder lief as vir hulle? Goed, ek was dus nie vir julle 'n oorlas nie, maar julle kan dink ek was slim en ek het julle uitoorlê. Het ek myself dan miskien ten koste van julle geldelik bevoordeel, deur een van die mense wat ek na julle toe gestuur het? Ek het vir Titus gevra om na julle toe te gaan en die ander broer saamgestuur. Het Titus homself dan geldelik bevoordeel ten koste van julle? Handel hy en ek nie in dieselfde gees nie, en loop ons nie in dieselfde spore nie? Julle dink seker lankal dat ons by julle probeer verdedig. Nee, ons praat in verantwoordelikheid aan God en in verbondenheid met Christus. Alles wat ons doen, geliefdes, is in belang van julle geestelike opbou. Ek is bang dat, wanneer ek kom, ek julle miskien nie sal vind soos ek dit graag wil hê nie, en dat julle my ook nie sal vind soos julle dit graag wil hê nie. Ek is bang vir twis, naaiwer, onbeheersheid, selfsug, kwaadpratery, nuusdraery, verwaandheid en wanordelikheid. Ek is ook bang dat, wanneer ek weer kom, my God my by julle in verleentheid sal bring, en dat ek sal moet treur oor baie van julle wat geruime tyd al 'n sondige lewe lei, en wat oor hulle onreinheid, ontug en losbandigheid nie tot berouvolle inkeer gekom het nie. Ons lees tot sover uit die woord van die Here. Is Paulus se gebed verhoor? Word ons gebede verhoor? Dit is 'n vraag waarmee elke gelowige soms worstel. Ons kan sê dat God altyd ons gebede hoor, maar hy verhoor dit nie altyd nie.
Maar dan begin ons tegnies raak oor die betekenis van woorde en ons kan dalk die betekenis van gebedsverhoring misverstaan. So kom ons stel dit so. God hoor elke gebed wat ons tot hom rig, maar hy gee nie altyd vir ons wat ons vra nie. Soms bid gelowiges vir uitkoms en dan gebeur daar 'n wonderwerk of iets verander in hulle omstandighede of hulle kry die regte insig om die situasie te hanteer. Soms kry gelowiges waarvoor hulle vra, maar hulle moet baie lank daarvoor wag. Dink byvoorbeeld aan 'n man en 'n vrou wat bid vir 'n baba en dan eers na baie jare van getroude lewe 'n kindjie ontvang. Maar soms sê die Here vir ons nee. En dit is wat met Paulus gebeur het. Hy het gebid dat die Here die doring in sy vlees moet verwyder. Hy wou gesond wees om met volle liggaamlike ywer te kan werk. Maar God se antwoord aan hom was: my genade is vir jou genoeg. Ons kan baie worstel daarmee wanneer die Here vir ons nee sê. Maar in hierdie gedeelte leer ons die waarde daarvan. Ons moet onthou dat God altyd die beste weet. Hy weet wat ons werklik nodig het en wat ons nie nodig het nie. Daarom is daar goeie rede wanneer hy ons iets weier. Wat is die positiewe dinge wat Paulus geleer het uit hierdie ervaring? En wat kan ons ook hieruit leer? Paulus leer om altyd van God afhanklik te bly. Hy is swak en hy bly swak, maar in sy swakheid kan hy nog steeds sy werk doen. Dit beteken dat God se krag soveel meer sigbaar is. Dink so daaraan. As Goliat deur 'n reus uit Israel verslaan is, sou ons dalk gedink het dat Israel se reus maar net sterker was as die Filistyne se reus. Maar Goliat word verslaan deur 'n jong seun wat nie 'n opgeleide soldaat is nie en wat ook nie groot wapens by hom het nie. Dit is dus baie duidelik dat Goliat deur God verslaan is en nie deur Dawid nie. Dit kan 'n moeilike en pynvolle proses wees om te leer om altyd van God afhanklik te wees. Maar wanneer ons dit geleer het, gee dit vir ons verligting. Dit is die tweede ding wat ons saam met Paulus leer. Wanneer die Here vir ons nee antwoord op ons gebede, leer ons dat God in beheer is. Hy sien die groter prentjie en hy weet wat die doel van jou swaar kry is. Daarom kan ons rustig wees wanneer dinge nie uitwerk soos ons dit verwag het nie, en selfs ook wanneer dit met ons sleg gaan. Ons kan vrede hê wanneer ons nie verstaan nie, want ons weet dat God verstaan. Hy verstaan alles en wat hy doen is altyd reg en goed. Dan leer ons ook dat God se genade genoeg is. Ons wil baie keer meer hê. Ons wil beter omstandighede hê, beter gesondheid, beter werk. Dit is nie noodwendig verkeerd nie, maar dis nie altyd nodig nie. Al wat nodig is God se genade. God se genade gee vir ons Jesus en Jesus gee vir ons die ewige lewe. Niks of niemand anders kan dit vir ons gee nie. God se genade is vir ons genoeg. 'n gestremde predikant het geskryf: wanneer jy dan in jou lewe worstel met die beproewing van 'n gestremdheid, moet jy vrede maak met die Here wie se genade ook vir jou genoeg is. Daardie vrede bring berusting. Ek is gestremd en ek is swak en ek het nie genesing ontvang nie, maar wel die verlossing in Jesus Christus. God is die belangrikste dryfkrag in my lewe. My vrede lê in die Here wat my krag gee om met my lewe die boodskap van die ewige lig te bly verkondig. Kom ons bid saam. Here ons God, ons dankie vir u genadewerk in ons lewe. Ons dankie vir die voorreg om u te ken en ons dankie omdat u ons gered het en 'n nuwe lewe gegee het. U genade is vir ons genoeg. Ons ken u en ons sien en ervaar u werk in ons lewe elke dag. En daarom kan ons u getuies wees. Ons kan ook vir ander vertel wie u is en wat u alles doen. Ons vra dat die Heilige Gees ons sal toerus om u getuies te wees.
Ons vra dat U ons sal lei en sal leer om soos nuwe mense te leef. En dat ons vir ander 'n antwoord kan gee oor die hoop wat in ons leef. Ons bid vir medegelowiges wat op reis is. Ons vra dat U hulle sal bewaar op die pad en dat hulle veilig by hulle bestemming sal uitkom. Wil U tog ook U bewarende hand oor ons paaie hou dat dit veilig sal wees en gee vir elke bestuurder wysheid in die besluite wat hy of sy neem. Ons bid vandag ook vir weeskinders en kinderhuise. Ons gebed is dat U met hulle sal wees, dat hulle U vaderlike goedheid en versorging sal ervaar en dat U ook aan ons kinderhuise die middele sal gee om hulle werk te doen. Ons bid al die dinge deur U groot genade alleen. Amen.